Hierdie gedeelte gaan oor finansies, wat ek sommer noem defensiewe geldbestuur. Sodra 'n droogte aanbreek en hy sy tande begin wys, dan verander 'n ou se geldbestuur heeltemal, want kontantvloei is nou 'n groot probleem. Defensiewe geldbestuur behels die volgende: as 'n boer nog nooit begroot het nie, sal hy nou moet begin begroot. Geld is min, die uitgawes is hoog en mens sal moet begin om uitgawekrane te begin kleiner draai. Hierdie is die topkostes wat 'n mens het, behalwe natuurlik voer, en is tot 80% van die totale boerderykoste van 'n boerdery. Wat baie belangrik is, die boere moet baie noukeurig spandeer. Hoe ouer die boer is, hoe belangrik is dat hy baie noukeurig sal oplet na sy spandering. Dan natuurlik op persoonlike spandering, ek weet die Namibiese boere doen dit baie goed. As dit nodig is om uit te spring om 'n ekstra inkomste te verdien, doen dit. Ek weet baie boervrouens spring in die droogte uit om 'n ekstra inkomste te verdien. Maak net seker dat hierdie ekstra inkomste nie ten koste is van byvoorbeeld ekstra ritte en brandstof en herstelkoste aan voertuie nie. Stel alle kapitaalprojekte uit. So as 'n mens besluit het om byvoorbeeld besproeiing in te sit of om 'n ekstra trekker te koop of wat ook al, stel al hierdie kapitaalprojekte uit tot na die droogte. Op die meeste plase is daar ongebruikte toerusting. Verkoop die wit olifante en die ongebruikte toerusting. Dis beter om hulle in die droogte te verkoop en die droogte te oorleef, as om die droogte met hulle deur te gaan en die droogte nie te oorleef nie. Gaan kyk, wat is op die plaas wat u in kontant kan omsit. Daar is geen heilige koeie binne in 'n droogte nie. As die kontantvloei begin druk, die oortrokke bankrekening raak groter, jy raak dalk agter met die verpligtinge teenoor u debiteure, veral ten opsigte van die bank. Gaan sien die bankbestuurder so gou as moontlik. Tree proaktief op. Gaan sien die bankbestuurder en sê, wat is die moontlikheid dat jy in die interim net rente kan delg en nie kapitaal nie? En hulle is dikwels baie genee om dit te doen. En dan eers wanneer die droogte gebreek is, om dan weer kapitaal te delg. 'n ander strategie is om betalingstermyne van lenings te verleng in die droogte. Mens kan later weer daarmee opvang na die droogte. Dis gewoonlik die kort en die mediumtermyn lenings wat boere in 'n blik druk as dit kom by kontantvloei druk. Probeer hulle konsolideer in enkele rekenings en herskeduleer hulle dan hulle terugbetalingstermyne oor 'n langer periode. Al hierdie goed help om die kontantvloei druk wat daar is, beter te kan hanteer. Die detail van elke een van hierdie strategieë is in my boek beskikbaar, Slim droogtebestuur vir veeboere. Die boek is beskikbaar by Namibia Boekmarket.